Nou, welkom by hierdie week se AMT politiese oorsig. Ons gesels weer met Prof Theo Venter van die Noordwes Universiteit vandag. Baie welkom, Prof. Baie dankie. Prof, ons het gesien, dis baie stil raak in die RNE. Is daar nou vrede? Ons weet die DA en ANC het vergader oor die naweek. Wat is die nuutste nuus wat daar uitgekom het? Ja, die ANC het vergader met 'n reeks politieke partye, maar die belangrikste vergadering was met die DA en die volgende dag natuurlik met die Vryheidsfront Plus. En dit lyk vir my dat die ooreenkoms is dat die regering van nasionale eenheid gaan aan met al hierdie teenstrydighede binne in die regering van nasionale eenheid, maar dit is op die oomblik, soos jy gesê het, baie stil vir twee redes. Die een is parlement is tans in reses, so daar kom geen geluide uit die Kaap uit nie, want baie keer is hierdie politieke geraas wat ons hoor, is maar politici wanneer hulle by mekaar is. Die tweede rede is, almal is in afwagting vir die 22ste April. Dit is nou net na die lang naweek. Op die 22ste April dien die ANC se hofsaak voor die hof, waarin die ANC sê dat die besluit om BTW van 15 na 15,5% op te stoot is ongrondwetlik geneem en die EFF ondersteun hulle nou nogal in daai hofsaak. Alles dui daarop dat daai hofsaak suksesvol gaan wees. Ek het gekyk na die meriete van die hofsaak, dis 'n lang, lywige stuk dokument, en ek dink die DA is op die regte koers. So, hier is nou wat ons nou verwag, en dit is die huidige besluit, naamlik dat die begrotingsraamwerk goedgekeur is, kan nie in die parlement omgedraai word nie. Dis vreemd. As jy eenmaal met 'n grondwetlike of met 'n wetgewing begin het, en jy die eerste stappe daarvan goedgekeur, is dit baie moeilik om dit om te draai. Wel, dit is eintlik onmoontlik. Ja. Parlementêre prosesse maak nie daarvoor voorsiening nie. En ons weet nou die volgende deel van hierdie begrotingsproses moet op die 6de Mei plaasvind. Maar as die DA se hofsaak suksesvol is, waarin hulle vra dat hierdie besluit omgekeer moet word, wel, dan rol hulle eintlik 'n geweldige groot klip uit die ANC se pad uit, wat beteken die BTW word nie verhoog nie. En dit beteken die proses gaan weer aan. So ons sit eintlik op die voorhand van 'n baie belangrike besluit wat geneem moet word. My verwagting is die DA bly in die RNE en BTW in alle waarskynlikheid nie verhoog nie. En nou is die vraag, wie sou die wenners en wie is die verloders uit die laaste 2, 3, 4 weke se gebekleierery? Wel, dit lyk vir my, die groot verloder is Paul Mashatile, want Paul Mashatile het gesien hier's 'n geleentheid om druk op Cyril Ramaphosa te plaas vanuit die ANC. Hy was die laaste 2, 3 weke baie uitgesproke om die DA uit te skop uit die RNE, maar die Ramaphosa kamp het gesê hy bly. En dit lyk vir my, dit gaan gebeur. So ek dink, Paul Mashatile het sy hand so klein bietjie oorspeel in die party, maar ons sal sien hoe dit ontplooi, maar ek dink die goeie nuus is, die RNE bly soos hy is, die interne spanning gaan aanhou, soos wat dit aanhou, maar ek dink, dis 'n beter scenario vir ons, as waar die DA uitklim, want as die DA sou uitklim uit die regering van nasionale eenheid, ek weet nie hoeveel van ons luisteraars al gedink het, wat se omwenteling dit gaan veroorsaak nie, want as die DA uit die RNE sou klim, dan word hulle die amptelike oppositie. So daar's nie 'n plek vir MK wat tans die amptelike oppositie is nie. Ja. Dit word dan die DA. Ja. Dit beteken elke parlementêre portefeulje komitee moet hersaamgestel word. Dit beteken die posisie van die adjunct speaker wat tans DA is ingedrang. Daar is soveel goed wat gaan gebeur, dat ek dink toe hulle die somme gemaak het, toe besluit hulle, kom ons hou liewer by hierdie stelsel wat nie lekker werk nie, maar hy werk ten minste, en kom ons gee meer aandag aan die geskilbeslegtingsmeganismes onderling, as wat ons nou uit mekaar uitspat. Ja, ons Prof laasweek gesê het, as hulle uitklim, het hulle nie meer 'n sê in die RNE nie, en dit is ook, kan meer volatiliteit in ons markte veroorsaak, en ons hopelik met hierdie besluite, kan ons bietjie meer stabiliteit in die ekonomie sien, moontlik die wisselkoers dalk so 'n bietjie kan versterk. Ons het dit nodig, veral in die lig van Amerikaanse tariewe, want dit is tans die grootste kwessie globaal. Is die handelsoorlog eintlik tussen China en Amerika, en dan die klein ekonomieë soos ons sinne,
maar met 'n groot landboublootstelling wat eintlik in 'n baie moeilike posisie is. Dis die eerste keer in baie jare waar hierdie afkorting wat ek graag gebruik, naamlik 'n VUCA-omgewing, waar die V staan vir volatiliteit, en die U staan vir onsekerheid, en die C staan vir kompleksiteit, en die A staan vir dubbelsinnigheid, ambiguity. Dit is tans die nuwe normaal. Die markte spring elke dag rond op grond van klein storieetjies. En 'n mens moet maar jou strategiese besluite op die oomblik baie fyn dop. Ek dink nie dis 'n tyd vir belangrike groot besluite nie. Dis 'n tyd vir laag lê. Ja, soos prof ook nou sê, ek dink die Amerikaners kom ook nou dalk agter wat ons die hele tyd agterkom van al hierdie politieke uitsprake, alles wat ons ekonomie so direk beïnvloed, maar hulle sien dit nou in China en in Amerika ook. Maar baie interessant is Trump het ook gepraat van sekere uitsprake teenoor hulle universiteite met wat hulle ook dan befondsing daarteenoor stop. Dit is iets wat my baie kwel. En dit is dat Trump ook die universiteite dwing in 'n sekere manier in. Nou tans word hulle gedwing om sekere wetgewing te implementeer of sekere besluite, beleidsbesluite, om weg te beweeg van 'n sogenaamde anti-Joodse houding. En by baie universiteite, kyk, universiteite is die tuiste van politieke korrektheid. Elke universiteit, maak nie saak of dit is 'n Afrikaanse universiteit is. Wanneer jy 'n klomp akademici bymekaar kry, probeer hulle altyd die sogenaamde regte ding te doen. En voor jy jou kom kry, dan is dit een stuk politieke korrektheid. Dit word ook soms as woke genoem en al hierdie soort van. Nou Trump het nou vir die universiteite gesê, as julle aanhou om die beleid van diversiteit, gelykheid en inklusiwiteit toe te pas, dan gaan ek federale toekennings aan julle beperk. En hy het dit nou met die grootste universiteit, met die grootste sak vol geld, dis Harvard, dis die rykste universiteit in die wêreld. Hy het dit nou op hulle van toepassing gemaak en Harvard huil krokodiltrane. Ek dink nie dis 'n goeie ding nie. Ek dink universiteite speel nie net 'n nasionale rol nie. 'n Universiteit soos Harvard speel 'n globale rol. Ja, seker. In elke veld wat jy aan kan dink. Ek voel dit is 'n bietjie politieke boelie wat hy op die oomblik doen. Maar ek kan nog verstaan nou dat die Amerikaners hulle verhouding met Israel op 'n baie hoër vlak gemaak het, is die Joodse lobby speel ook 'n belangrike rol in hoe Trump hierdie besluite neem, want wat by groot Amerikaanse universiteite gebeur het, veral verlede jaar met die konflik in Gaza, het die ouens begin uitkamp op die grasperke en hulle het maskers gedra sodat die veiligheidsdienste hulle nie kan sien nie en daai soort van goed. So hulle word nou verbied om studente toe te laat om te kamp op kampus. Wat 'n interessante besluit is. En hulle mag nie maskers dra terwyl hulle op die grasperke uitkamp nie. Goed, dis natuurlik baie interessant. Ja, nee, dit mens sien nou en raak nie nuutste tariewe tussen Amerika en China. Ek weet ons staan nou op 245%. Daar's sekere goed wat China nou mee terugslaan met sekere goed wat hulle nie gaan uitvoer of verwerk ten minste nie. En veral in landbou, dink ek as 'n mens kyk na die Amerikaners, soja. Die invoer van soja uit Amerika uit was 4-5 jaar gelede was die Amerikaners die grootste verskaffer van soja aan China. En toe kom daar 'n boikot in die eerste Trump-era. En toe neem Brasilië oor as die grootste uitvoerder van soja na China toe. En Brasilië is nog steeds 2 maal groter as die Amerikaanse uitvoer. En ek dink die Chinese gaan die sojaboere weer baie hartseer maak. Dit kom. En dit bied natuurlik voordele vir Suid-Afrika. Dus 'n mens moet baie fyn kyk hoe daai groot spel plaasvind. Ons is nou nie 'n groot soja produsent nie, maar ek dink ons het baie groter geword in die laaste 10 jaar. Wat beteken daar is uitvoergeleenthede vir soja, vir neute en 'n klomp ander goed. En ek hoop nou dat die Amerikaners aanvaar nou ons nuwe saakgelastigde, Mcebezi Jonas. Wat ek dink 'n goeie aanstelling is 'n smart ou.
Hy's iemand wat in die Zuma-tyd opgestaan het en gesê het, jammer, die Guptas is 'n klomp skelms en staatskaping is 'n feit. So Mcebisi Jonas het hom bewys as iemand aan die Cyril Ramaphosa kant wat realisties is en hy verstaan veral in die politiek die waarde daarvan om pragmaties te wees en nie die hele tyd met ideologieë rond te loop nie. Maar hy is ook die voorsteur van MTN. En MTN sit in Iran. En MTN is 'n Amerikaanse hof op die oomblik vanweë hulle koneksies met Iran. So en ek sien die regse Amerikaanse kommunikasie mediastasie Breitbart het nou vir Jonas ontdek en hulle het nou al hierdie agtergrond dat hy ook al vir Trump lelike goed gesê het en hy pak en dat hy nou in Iran betrokke is. Oor dit wat hy gesê het oor Trump is dit baie ironies. Dis baie dieselfde as wat Rasool gesê het, maar natuurlik het Jonas dit gesê in 'n privaat hoedanigheid, hy is nie 'n ambassadeur nie. Ja. Maar dit's baie dieselfde goed wat JD Vance gesê het toe hy nog kwaad was vir Trump. JD Vance het hom intussen bekeer, hy is nou 'n Trump volgeling. Ja. So 'n mens wat 'n mens sê oor Trump en hoe dit geïnterpreteer word is 'n baie fyn spel en 'n mens moet versigtig loop. Ja, en jy kan jou nou die land uit verban of ja, dit is verseker 'n tipe mens weet nie of dit 'n tipe diktatorskap is wat hy nou amper na toe begin gaan want as hy nie sy sin kry nie dan sit hy maar net eenvoudig tariewe teenoor. In een van die dae, einde April, dan kan ons nou lekker gesels oor Trump se 100 dae. Want dan op die 30ste April is hy nou 100 dae die president sedert sy inhuldiging. En dis altyd 'n tydperk. Daar's geen magic aan 100 dae nie, maar net soos in cricket as jy 100 slaan, dis betekenisvol. Ja. En ek dink in die politiek is 100 dae ook een van daai getalle wat 'n mens graag gebruik om te sê, goed, wat het hy die laaste 3 maande gedoen? En ek dink ons kan dan bietjie fyner kyk na al hierdie goed. Ja. Prof, so vinnig met ek weet hierdie raar metale en goed wat van China af wat eintlik maar die enigste plek is waar dit kan verwerk, gebruik hulle nou van daai goed om bietjie kan ek sê terug te onderhandel met hierdie handelsoorlog. Ja, die eerste ding wat die Amerikaners moes doen is toe hulle ontdek dat omtrent 80% van alle iPhones word in China gemaak en met 'n tarief van 200%. Is dit onbekostigbaar in Amerika, so dis onmiddellik vrygestel. Ja, dit rekenaars, motherboards is vrygestel van tariewe af, toe hy dit nou ontdek. Dit sê vir jou, dat toe hy tariewe ingestel het, het hy nie oordentlik gedink daaroor nie. Kyk, as 'n mens oordentlik dink oor 'n ding, dan haal jy sekere, kom ons sê, moeilike goed haal jy uit, en jy spesifiseer dit. Hier word dit nou na die tyd gedoen. Dit sê vir jou, dit was 'n politieke besluit, dit was nie 'n ekonomiese besluit. Ja. Emosionele besluit amper. Ja, maar hierdie rare earth minerals of rare metale, hulle kom almal in die periodieke tabel, die ouens wat dit nou nog kan onthou. Kom hulle sit so in 'n rytjie af en hulle is baie spesifieke eienskappe. En dit is veral in die gebruik van LEDs en hierdie soort van goed. Dit is wat hulle gebruik om byvoorbeeld 'n LED 'n ander kleur te gee. En daai soort van goed. So dit word baie wyd aangewend, maar dis oral in die wêreld beskikbaar. Ek weet in 2 plekke in Suid-Afrika word dit ook gemyn. Maar wat die Chinese reg gekry het, hulle het die ontginningsproses vervolmaak. Hulle het die fabrieke of die instansies wat daardie rare minerale uit kan distilleer eintlik uit die groter, soos lithium byvoorbeeld. En die kostes rondom dit is ook 'n belangrike aspek natuurlik. Ja, hulle kan dit doen. So ek dink mense moet ook versigtig wees wat hulle nou doen, want as jy dit nou weerhou en dit is strategies die goed, want dis in elke rekenaar, dis in elke selfoon, dis oralster. Gaan lande net aangemoedig word om dit self te doen. Ja. En ek dink 'n land soos Suid-Afrika met 'n baie goeie mynbou profiel kan baie beslis ook daarna kyk. Ja.
Baie dankie prof. Altyd interessant om prof te gesels. Ja, en skakel weer volgende week in, want ons verder gesels. Hopelik is die hofspraak dan al uit en ons dan hopelik duim vashou nie daai 0.5% verhoging in BTW gekry het. Baie dankie prof. Plesier. Okay.